Goeiemôre vriende, ons is die Here en ek dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Ons vertrou dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig om die waarheid van sy woord te verstaan, sodat ons lewens kan inrig om hom te verheerlik. Nou, die gebed van my hart is altyd dat ek nie vir u my opinie sal gee nie, maar u elke keer terug sal neem na die skrif. God se woord is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet, en wanneer ons hoor wat die Here sê, dan vind ons ook hierdie vreugde in ons harte om te doen wat hom welbehaaglik is. En ons staan vanmôre ook stil by deel 2 van hierdie baie kontroversiële saak, en 'n vraag wat dikwels gevra word oor sang en musiek, wat is reg en wat is verkeerd, wat hoort in die kerk, wat hoort nie in die kerk nie, en in my eie persoonlike lewe, wat mag ek na luister en wat moet ek eerder en liefs vermy? Nou vir ons het al reeds gekyk by boodskap 1, en ons vir u gesê, as die kerk van die Here, as die kinders van die Here hierdie saak reg gaan verstaan, gaan dit ook 'n invloed hê op hulle lewe na buite, wat hulle luister in die week en waaraan hulle self blootstel. Ek wil vir u sê, hierdie boodskappe gaan vir die ongeredde nie veel beteken nie. Die ongeredde sê, man, ek gee nie om wat sê die Bybel oor waarna ek luister nie. Ek gee nie om wat die Bybel sê oor wat in die kerk gesing word nie. Ek lewe my lewe soos ek wil. Ek gaan na 'n plek toe waar ek lekker sing en ek geniet uit my lewe. En vriende, dis jou prerogatief om hierdie dinge te doen en te glo en te maak daarmee wat jy wil, maar onthou net een ding, ek en jy gaan aan die einde van ons lewe rekenskap aan God gee. Hy is die skepper, hy is die gasheer, ons is die gaste op sy aarde. Hy het sy Bybel vir ons gegee as wetboek, en binne hierdie waarhede moet ons wandel. Dit is die speelveld waar volgens ons en waar binne ons moet lewe, en daarom is het belangrik om te sien wat die Here ook oor hierdie saak van sang en musiek vir ons wil kom leer. Nou by boodskap 1 het ons bietjie gekyk na die gedagte van sang en musiek moet deel van ons gesamentlike byeenkomste wees. Ek het vir u gesê, dis nie om die ongeredde te vermaak of die wêreld mee te evangeliseer nie, maar juis sodat ons God daardeur kan verheerlik. Dit moet gedoen word met verskeidenheid. Vir u gesê, wat 'n psalm is, 'n lofgesang en 'n geestelike lied. Dit moet ook gedoen word met my hart en my siel. Ek moet met oorgawe sing en my hart voorberei vir die wonderlike woord. En hierdie sang en musiek moet altyd gerig wees tot God. God moet in alles verheerlik word, ook in die sang. Ek wil vanmôre met u praat oor so 'n paar dinge wat liefs vermy moet word as dit kom by sang en musiek. En wil ek net weer eens vir u sê, ek sê nie alles wat gesê kan word oor die sake nie. Vriende, baie van hierdie onderwerpe het ek in boodskappe hanteer en selfs in reekse. En daarom haal ek net vir u kort uittreksels uit, sodat u net 'n beter verstaan kan kry oor die vraag wat u dan ook oor die saak het. So wat moet liefs vermy word as dit kom by sang en musiek? In die kerk van die Here Jesus in die eerste plek, en dit sal ook 'n uitvloeisel hê in my lewe na buite van maandag tot saterdag, wanneer ek myself in die sekulêre wêreld bevind, onder die mense wat die Here nie ken nie, of tussen die mense wat die Here nie ken nie. Die eerste ding wat ek vir u wil noem is, vermy altyd wanorde en opsweping. Nou vriende, wanorde en opsweping is deel van die kerk van die Here Jesus vandag. Gaan kyk na die deursnee kerk, gaan kyk na die deursnee kerk op televisie, gaan kyk na die deursnee byeenkomsplek waar jong mense by mekaar kom, middeljariges en ou mense, daar is absolute chaos. En ek sê dit nie net omdat ek dit op televisie gesien het nie, ek het self plekke gaan besoek, een na die ander plek. Ek het tientalle plekke gaan besoek om myself te vergewis, wat gaan aan hier? Wat is mense mee besig? En ek moet vir u sê, ek het teleurgesteld weggeloop van een plek na die volgende plek, omdat ek gesien het dat God se woord teen hierdie vorm van aanbidding praat. Want die Here sê in 1 Korintiërs 14:33, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. En hierdie gedagte, vriende, in die Engels is eenvoudig. For God is not the author of confusion. Hierdie woordjie confusion is instability, a state of disorder or disturbance, but of peace, as in all churches of the saints. U sien, die oomblik wanneer daar wanorde en opsweping is, soos jy by die meeste van hierdie kerke vind, dan moet jy eintlik hardloop. Want u sien, God is 'n God van orde. As ons gaan kyk na wat die deursnee kerk vandag doen, vermaak hulle mense. Daar is hierdie massa mense wat voorstaan, dis die musiekinstrumente, dis die rook wat uit die verhoog kom, dis die ligte wat verdoof word, die atmosfeer wat geskep word, is nou 'n atmosfeer soos wat jy kry by wêreldse byeenkomste, waar wêreldse kunstenaars sing, en mense herhaal goeters oor en oor, en later is daar chaos, wanneer mense in een of ander beswyming gaan, soos deur die Gees gewerk, so beweer hulle. Terwyl die Bybel vir ons sê, die Gees is 'n gees van orde. Ag vriende, ek wil vir u sê, as het kyk hoeveel mense koordans in die kerk,
Hoeveel mense sê, maar die Bybel sê ons moet die Here dien met koordanse, dan sê ek dikwels vir mense, hou op die skrif uit verband neem. Jy is nie 'n Israeliet nie, en koordans het niks te doen met wat mense vandag in kerke doen, waar hulle op en af hardloop en treintjies maak en te kere gaan nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Enige iemand wat 'n eerlike student van die Bybel is, sal nie hierdie saak wat in kerke vandag gebeur, in lyn bring met die koordans wat onder die volk Israel plaasgevind het nie. U sien die oomblik, wanneer ons begin ramshorings blaas, en wanneer ons dans met vla en koordans en bassyne blaas en allerhande, kom ons gebruik maar die woord weird goed begin doen, is ons juis van lyn met dit wat God vir ons in sy woord sê. Daarom is daar so geweldig baie jong mense wat luister na kontemporêre musiek waar God se naam selfs uitdruk gebruik word in die lied en selfs gelaster word. Waarom? Omdat hulle nooit geleer is in die kerk dat ons moet opsweping en wanorde vermy, want voorsang, geestelike liedere gaan oor die verheerliking van God en nie om my emosie op te wek nie. 'n Tweede gedagte, vriende, vermy altyd disrespek en familiariteit met God. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat God 'n heilige God is. En dikwels hoor jy mense in kerke liedere sing, waar hulle eintlik praat van God as jy en jou, en baie keer wanneer hulle God se naam ydelik en herhaaldelik gebruik, want u sien, as jy aanhoudend God se naam oor en oor sing, is jy besig met 'n ydelle herhaling van God se heilige naam. En dis wat kerke nie verstaan nie, dis wat mense nie verstaan nie. En ag, ek wil vir u sê, ek het so tyd terug 'n diens bygewoon, waar omtrent 2000 jong mense by was. En ag vriende, ek wil vir u sê, die pastoor se vrou het na vore gekom en by die deur het elkeen 'n groen, geel en rooi kaart ontvang. En het sy voor gaan staan en die wat 'n groen kaart gehad het, moes die naam van Jesus uitgeskree het, en dan moes die een wat die geel kaart gehad het, dit uitgeskree het, en dan het sy bepaal wie die hardste Jesus se naam uitgeskree het. Dit was so 'n klomp chaos gewees, en toe die musiek gevolg en jy het besef dat God is nie in hierdie plek nie. Hoor wat ek u vanmôre sê, God is nie in daardie plekke nie. Ek wil vir u vra dat u nie verskoning sal maak omdat u gereformeerd is of omdat u kuis is in u aanbiddingsstyl en die liedere wat u sing nie. Moenie verskoning maak daarvoor nie, want dit is noodsaaklik om God te aanbid in gees en in waarheid. 'n Derde gedagte, vermy altyd wêreldse lirieke, wêreldse wysies en ritmes as dit kom by sang en musiek. Dit is vir my baie interessant as ek na hierdie kerke gaan en selfs oor televisie kyk, as die musiek begin speel, begin mense swaai soos waterlelies. Dis asof hulle hierdie ritme begin vang en hulle begin dans. En ek sê nie jy moet stil staan soos 'n soutpilaar, soos Lot se vrou, of dat jy nie mag beweeg of iets doen nie. Maar vriende, 9 uit die 10 keer ontaard hierdie dinge. Waarom? Omdat mense meer luister na die ritmes en na hierdie manier van musiek wat aangebied word. En 9 uit die 10 keer verdwyn die woorde in die agtergrond. Dikwels is die woorde ook maar net 'n opsweping. Dikwels handel die woorde oor my en myself en hoe ek goed kan voel. Terwyl dit altyd gaan oor die Here. Daarom vir my altyd wêreldse lirieke. Hoeveel liedere is daar vandag wat geskryf is waar wêreldse wysies gebruik word om dan sekere liedere te skryf wat in die kerk gesing word. En ek dink daar is seker maar plek en ruimte daarvoor, maar ek dink dit is beter om dit te vermy. Want wanneer mense die lied dan sien en die wysie hoor, dan assosieer hulle dit onmiddellik met die wêreldse lied en nie noodwendig dit wat hulle dan sing om God te verheerlik nie. U kan maar gaan lees in die Bybel dat die Here vir ons baie duidelik sê in Romeine 12 vers 1 en 2. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dit is altyd veilig, vriende, om te bly by daardie pragtige liedere wat mense sing. En ek wil vir u sê, daar is liedere wat deesdae geskryf word, wat net so kosbaar is, in lyn met die skrif, tot verheerliking van God. Ag, ek dink aan die lied, Only One Spoke, Countless Stars Ablaze. Liedere soos What Gift of Grace is Jesus My Redeemer, en soveel ander liedere, wat regtig in lyn is met God se woord, en in die verheerliking van sy heilige naam. So vir my altyd wêreldse lirieke, wêreldse wysies en ritmes, as dit kom by sang en musiek. En 'n laaste gedagte, en dan sal ons die boodskapie saamvat. Vir my halfhartige, slordige en traagmynigheid as dit kom by sang en musiek nie.
Vriende, ek is nie om 'n oordeel te vel nie, maar ek wil vir u sê dat die Here verheerlik word, nie net met dit wat ek uiterlik doen nie, maar ook my innerlike gesindheid, my hartsgesindheid. Dis noodsaaklik, vriende, dat ek uiterlik reg vertoon en dat my hartsgesindheid voor God reg sal wees. Dit help nie ons probeer soos die wêreld lyk, soos die wêreld klink, soos die wêreld praat en dink ons gaan die wêreld vir die Here wen nie. Die Here sê juis vir ons dat ons uit hierdie wêreld moet uitkom om God te verheerlik. Onthou, die wêreld soek antwoorde. Hulle soek nie mense wat net soos hulle praat, doen, lyk, optree nie. Hulle soek antwoorde. Mense word in sonde ontvang en gebore, ek en jy en die res van die mensdom. Daarom soek hulle antwoorde. Hulle soek antwoorde in Christus. En die kerk is veronderstel om die rigtingwyser na die Here Jesus Christus te wees. En nou vriende, as ons hierdie basiese dinge in ons lewens toepas, wat ons vir u gesê het, die manier hoe ons moet sing en dan ook die dinge wat ons moet vermy, kan ons dit ook toepas in ons alledaagse lewe, sodat ons God daardeur kan verheerlik. En ag vriende, dat ander ook kan sien, daar is 'n liefde in my hart vir die Here. Ek bewaar die poort van my oor, om nie daar deur dinge te laat ingaan wat God oneer kan aanbring nie. En ook wanneer ek sing, doen ek dit met 'n hart van liefde, van dankbaarheid, van aanbidding, omdat hierdie God 'n groot God is. Vra jouself vanmôre die vraag af. Gister se aanbidding, het ek aktief daarin deelgeneem? Was my hart en my siel daarin? Het ek dit gerig tot verheerliking van God? Het dit my hart voorberei vir die waarheid van die woord wat sou volg? Het ek die slotlied gesing met 'n passie en oorgawe om te sê, Here, ek het gehoor wat u gesê het en ek wil graag doen wat u vir my sê. Sang en musiek het 'n geweldige invloed op ons lewe. Dis 'n integrale deel van ons lewe en daarom moet die kerk van die Here Jesus versigtig wees wat hulle dan ook doen, hoe hulle dit toepas en ook hoe hulle dit dan gebruik na buitekant, sodat die wêreld dan daardeur ook kan sien dat ons die Here God liefhet. Ag vriende, mag die Here ons seën. Daar's nog so baie wat ek kan sê. Ek moes hierdie boodskappe letterlik nou kort gemaak het, maar ek vertrou dat u verstaan en dat u die Here sal verheerlik en 'n beter verstaan sal hê van sang en musiek, wat is reg en wat is verkeerd binne in die kerk en hoe dit ook 'n invloed op my kan hê buite die kerk, maandag tot Saterdag. Groete vir u seën, mooi dag verder, tada.